2 Petrus, vanmôre dag 22, ek is Rinus van Sion in Parys. Ek lees vir jou vanmôre 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal so onverwags kom soos 'n dief. Dan sal die hemele met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame in vuur opgaan en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Ek wil vanmôre met jou praat oor 4 belangrike dae. En ek en jy as kinders van God met hierdie 4 dae ken. Die eerste een vir profesie, om vir jou en my sin te maak, is daar 4 dae waarvan jy moet weet. Dag 1 is die dag van die mens. Jy het in die tuin van Eden begin, toe God aan die mens die voorreg gegee het, die geleentheid om hierdie planeet te bestuur, gaan lees dit in Genesis 2 vers 15. Maar toe Adam en Eva verkies het om na die Satan te luister, eerder as om God te gehoorsaam, het die dag van die mens 'n totale onversaagde ramp geword, wat gekenmerk word deur rampe en hongersnood, siekte, oorlog en dood. Die volgende dag wat op die kalender is die dag van Christus, wat sal begin wanneer Jesus in die wolke verskyn om sy bruid in die lig te ontmoet en ons hemel toe neem vir die 7 jaar lange witbrood saam met hom. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Die derde dag is die dag van die Here. Wanneer begin met die verdrukking? God sal ingryp in menslike sake. Joël 2 en Openbaring 6 praat daarvan. Die dag van die Here, wat sterk deur die tydperk wat in die millennium genoem word, begin donker, maar word helderder en helderder, net soos die Joodse dag, met sonsonder begin en sy pad werk tot dagbreek. Die 4de dag is die dag van God, wat begin na die millennium, wanneer, omdat die hemel en aarde deur die teenwoordigheid van die Satan besoedel is, met die huidige hemel en aarde weggedoen sal word, vervang deur 'n nuwe hemel en aarde. Want dit is die dag van die Here eerder as die dag van Christus, wat soos 'n dief in die nag sal kom, wanneer die spotters en die ongelowiges onkant betrap word, maar nie die gelowige wat na sy koms wag nie. 1 Tessalonisense 5 vers 4 en 6. Daar sal 'n dag kom wanneer hy laat gaan, en met een reusagtige oplewing sal alles uitgewis, verwoes, weggedoen word in die dag van die Here. Wat sê hierdie 4 dae vanmôre vir my en vir jou? God het 'n plan, hy is in beheer, ek en jy is in die holte van sy hand, en ons kan hom vertrou met die toekoms. Mag die Here jou seën in hierdie dag, en jy sommer net bewus wees van sy nabyheid en teenwoordigheid. Amen.